So ons praat 'n bietjie vandag van ware aanbidders. Is jy 'n ware aanbidder? Amen. Yes. Is jy 'n ware aanbidder? Ja. Miskien sê jy vandag, ek weet nie, ek hou van sing, maar ek weet nie of ek 'n aanbidder is nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, as die Heilige Gees in jou is jy 'n aanbidder. Amen. Jy is gemaak om te aanbid, ongeag van wat jy dink jy voel. Ja. Jy is gemaak om te aanbid. Amen. En God soek ware aanbidders. Ek glo in hierdie tyd, hoekom ons kerk hier so is, kom ek bewoord dit reg, hoekom jy hier is vandag, is om te aanbid. Want God is op soek na ware aanbidders. Amen. En dit is my hart vir ons kerk, dat ons ware aanbidders raak. Ja. Nie net mense wat luister na liedjies nie, nie mense wat die hele tyd soek na iets anders nie, maar ons sal ware aanbidders word van Jesus Christus. Amen. 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 Stem julle saam met dit? Amen. Ok, ons gaan 'n bietjie verder gaan. Want dit is nie net op 'n Sondag wat ons dit moet doen nie. Jy het geweet. Dis nie op 'n Sondag nie, dis elke dag van jou lewe. As jy in die oggend opstaan, moet jy begin aanbid. As jy jou kop lê op die kussing, moet jy aanbid. Ons het 'n tyd van aanbidding wat ons moet ingaan, want ons het dit nodig in die tyd. Johannes 4 vers 23. Yet the time is coming and has now come. Die tyd is nou. When the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. For they are the kind of worshippers the Father is seeking. Amen. So God soek ware aanbidders. Hy soek mense wat hom aanbid. Nie net duidelik nie met halfhartigheid nie, maar volle aanbidding. Amen. 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 Let op wat God vir ons sê, hy soek nie mense wat charismaties is, of 'n goeie spreker is, of wat mooi kan sing nie. Hy soek nie iemand wat die beste lyk of die mooiste lyk nie. Hy soek net vir jou. Ja, ja. Hy soek 'n ware aanbidder, en as jy Christus Jesus aangeneem het as jou saligmaker, het jy die Gees van God in jou, wat jy Heilige Gees genoem word, en so is jy 'n aanbidder. Amen. Amen? Glo jy dit? Ja. Ok, ons gaan 'n bietjie verder. As jy het glo, gaan ons aan. Ek wil as 'n paar prentjies op die bord gaan wees, en dit is 'n manier van aanbidding. Al is dit in 'n worship plek, of miskien is dit ons gunsteling rugby span wat speel. As hulle wen, wat doen ons? Yes. Ons skree en ons sê, yes, die Springbokke het gewen. Daar gaan 'n 3, daar skop hulle oor. Ag nee man, wat doen jy nou daar? Ons paas die bal. Of miskien is dit by 'n konsert wat jy gaan en die mense gaan mal by 'n konsert. Hulle gooi hulle hande op. Hulle ek wil sê 'n manier van worship hulle die persoon wat daarso bo is. Ons kom op 'n plek waar ons daar's verskillende maniere van worship in ons sportarea, in die entertainment area. Maar wat doen ons in ons kerk? Ja. Dit is my altyd 'n hartseer ding gewees om met die jeug te praat. En dit is my altyd in die tyd kom van Kersfees, en ons is by die jeug en ons sing en ons sing net, want dit is 'n liedjie. Ons sing net, want dit is 'n liedjie. Maar ek sien ek later net foto's van waar hulle was by die konserte by Ounia, en ek kondem niemand nie en ek sê niemand sleg nie, maar het was net 'n seere punt in my hart gewees om te sien die oormatigheid wat hulle wil aanbid vir ietsie wat wêreld is. Maar ons aanbid nie met 'n volle hart ons koning van die konings. En dit is ek wil sê 'n doring in my vlees wat ek vir julle vandag wil gee is van ons is hierso om God te aanbid met ons hele hart. Amen. Nie net gedeeltelik nie net een voet in die wêreld en een voet by God nie. Hy soek alles van ons. Hy soek ons hele volle aandag. Miskien kom jy kerk toe en ons is 20 minute wat ons sing. Miskien 20 minute. Wat ons sing en ons gaan in aanbidding in. Al is dit met 'n band of met series, ons sing tot ere van God. Ongeag van wat ons sing ons tot ere van God. Ons is hier om hom te aanbid. Ja.
Ons is nie hier so vir jou nie. My vriend, jy is nie hier so vir jouself nie. Jy is nie hier vir die persoon langs jou nie. Jy is hier vir God. Amen. En God alleen. So kom ons kom by 'n plek van waarheid. Wat is die waarheid? God is goed en God is ons koning. Kom ons rig ons gedagtes na hom toe en vergeet alles wat rondom ons aangaan. En dit is 'n tyd wat hy soek, wat ons ware aanbidding vir hom gee. Miskien sit jy hier so en luister. Luister na die liedjies. As 'n mooi liedjie gewees. Ek is so bly vir die liedjie gehou nie. Te veel Engels gewees. Te veel Afrikaans gewees. Daai pitch was te hoog gewees, ek kan nie meer saam sing. Ons is heeltyd ons kla baie keer oor die musiek, maar ons moet eintlik by 'n plek kom van Here, ek weet nie baie keer wat ek sing nie. Ek weet nie hoe dit klink die Vader, maar ek is hier so net in aanbidding. Ek staan net in hierdie teenwoordigheid hierso. Vader, laat die Gees oor my val nou in Jesus naam. Daar's baie keer liedjies wat ek nie ken nie. Ek gaan na 'n ander kerk wat jy ken, glad nie die liedjie wat hulle sing nie. Maar ek staan nog steeds daar en sê, Here, kom vul my nou hierso. Ek is nog steeds in aanbidding hierso. Ongeag van wat gesing word. Kom ons kom by 'n plek van aanbidding. Matteus 15 vers 8 tot 9. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. So daar's soveel mense wat met hulle lippe sê, ons is lief vir die Here, ons spreek die Here, maar ons harte is so ver. Ons moet by 'n plek kom van ware aanbidding, waar ons hart en ons mond gekonnekt is. En sê, Here, wat in my hart is, gee ek vir U. Want die hart van vol is op die mond van oor. Amen. So maak jou hart vol. Maak jou hart vol van wat God vir jou wil gee. Kom ons kry ons harte reg vir aanbidding. 'n Hart reg om ons koning te eer. Want hy het al die glorie. Ons gee vir hom al die glorie. Nie vir mense nie vir die mense wat sing nie, of vir die kerk of enigiets nie. Ons gee hom al die glorie. Amen. So kom ons kry ons hart reg vir aanbidding. Ek wil hierdie Psalm 100 lees vir julle. Om julle harte reg te kry van aanbidding, en ek wil hê jy moet in hierdie week weer lees. Psalm 100 vers 1 tot 5. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him, sing with joy. Acknowledge that that Lord is God. He made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into the courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good. Amen. So, is Here goed? Amen. Amen. Is Here goed? Amen. So dan beteken nie daai klein versie van vers 5 sê, for the Lord is good, vir die Here is goed. Dan beteken al daai wat ons moet doen. Van 1 tot 4, vers 4, is wat ons moet doen. Kom met joy, met blydskap. Ons sien te veel suur mense. Jy wil nie nog suur mense by 'n kerk sien nie. Amen. Al het jy 'n slegte tyd gehad, jy's in die huis van die Here by gelowiges, kom ons kry ons gemoed op en sê, Here, hier's ek. Vul my nou. Al is dit 'n slegte week wees, al is dit 'n slegte dag wees, Here, ek gaan nog steeds kies om U te aanbid met my hele hart. Jy kan sien ek's baie passievol oor hierdie ding, want dit is regtig 'n ding wat in my hart kweek, is worship. Weet jy, ek wil baie keer net saam hulle bo op die stage gaan, net saam sing, dit is my hart. Maar ek weet, daar's tyd gewees. En die tyd is nou waar vir julle moet leer, of julle te sê, worship. Worship met 'n hart wat oorborrel van hom. So aangesien God ware aanbidders soek, ons wil God aanbid. Ons wil hom die eer gee. Ons wil hom toegee wat na hom toe moet gaan. Nee, dis is dit jou hart. Jy wil vir God eer wat na hom toe moet gaan. Want ons kan nie baie doen vir God nie. Maar ons kan 'n lofoffer vir hom gee. Amen. So jy hoef nie werke te doen nie, my vriend. Jy hoef nie goeie dade te doen nie. Maar kom by 'n plek waar jy sê, Here,
Ek gee my hart vir U. Ek gee my lewe vir U. Here, ek aanbid U nou. Nie met musiek baie keer nie, maar baie keer net is dit waar jy staan. Ek is baie keer dan sit ek daar op die bank en ek sê, Here, hier is ek nou, vul my nou. Here, ek is hier in 'n plek van aanbidding en ek gee U al die glorie. Jy hoef nie altyd musiek te wees nie, maar musiek is 'n lekker manier om by 'n plek te kom waar jou hart kan, of jou gedagtes in lyn kan kry, waar jy met God kan praat. Vir die volgende paar minute gaan ek vir 'n paar punte net behandel. 3 eienskappe uit die skrif uit, wat praat van 'n ware aanbidder. Punt nommer 1 is van aanbid met bewondering. Aanbid met awe. Die Engels sê so. Maar bewondering is 'n mooi woord, hè? Bewondering. Ek sien bewondering van U, I'm in awe of U. Yes, is dit nie 'n mooi manier om te kom? Here, ek weet nie, maar joh, U is goed. Jo, Here, U is die almagtige Here. Baie keer as ons die diens op die berg het, as jy asseblief nie mis nie, die diens op die berg in waar is in April is, waar jy net daar die son opkom sien en jy sien die glorie van God. Die mooi natuur. Eers, dit vat jou asem weg en dit is bewondering, dit is in awe of Him. Hebreërs 12 vers 28 tot 29. Therefore, since we received a kingdom that cannot be shaken. Amen. Let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Amen. For our God is a consuming fire. Amen. Wow. Wow. Ja. Ons God is 'n brandende vuur. Amen. Amen. So kom ons kom by 'n plek, ons het 'n koninkryk geërf wat nooit tot niks sal gaan nie. Yes. Amen. So kom ons kom by 'n plek wat sê, maak nie saak wat die wêreld sê nie, ek gaan nog steeds jubel en juig. Maak nie saak wat my bankrekening sê nie, ek gaan nog steeds jubel en juig. Maak nie saak wat die petrolprys opgaan of die kos gaan op nie, ons betaal baie meer met kos. Ek gaan nog steeds jubel en juig. Amen. Want die koninkryk waartoe ek gaan, kan nie tot niks gaan nie. Amen. So kom ons kry ek wil sê daai hippel in jou stap, man. Ja. As jy baie keer mense sien, dan het daai hippel in hulle stap, hulle bond so tipe ding. So net soos en ek wil net 'n liedjie, I've got the joy. Hulle sê hierdie, ek wil net 'n liedjie sing in hulle harte dan bond hulle so met die beat. Kom ons kry dit. Kom ons kry daai in ons harte, want ons weet dat God is ons koning. Psalm 95, come let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen. Wow. Hier is soveel baie skrif wat ek nog vir julle kan gee. Maar ek weet, hierdie skrif, toe my 'n seentjie gebore was, sê ek sê vir ons, ek kan nie glo dat 'n mens uit 'n mens het gekom het. Dit is soos dit gaan my verstand te bowe van, hierdie klein mens het uit 'n mens uitgekom. Maar hierdie klein mens is perfek gemaak. God het hom gemaak. En dit het gekom uit van 'n plek van, Here, U is koning. U is die meester. You have made him, you have made me. Jy het alles gemaak. Almal daar hierso is masterpieces. Amen. En ek sal die eer met bewondering. As kyk die wyse manne, toe hulle na Jesus toe gekom het, so 'n bietjie in Desember gepraat oor, hulle het gekom en hulle het gebuig voor hom. Hy het nog 'n babietjie gewees. Simon Petrus, toe hy vir Jesus gesien het, en hy voor Jesus neergeval. Hy het nog niks, Jesus nog niks van party gesê nie, hy het neer voor Jesus geval. En as 'n skrif wat sê, eendag, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus is die Here. So kom by 'n plek waar jy ook kan kniel voor hom. Maar as jy nou kniel, jy sal eendag kniel. Ons almal gaan eendag voor hom kniel. So kom ons kom by 'n plek van 'n hart van aanbidding. Ons is hierso om hom te aanbid. Is jy hierso om hom te aanbid? Amen. Is daar 'n liedjie wat jy miskien het, wat jy al deurgedra het deur 'n moeilike tyd? Almal sê 'n liedjie. Nou ek en my vrou is deur 'n moeilike tyd gewees en dis regtig moeilik gewees. En ek voel, Here,
waar is U nou? Hoe het U my gelos? Hoekom is al hierdie golwe so groot hier rondom my? Die weerlig klap en dis net storm en reën, ek kan niks hoor nie. Waar is U? Dis wat ek regtig gevra het, ek eerlik met julle. En ons by die jeug een keer en ons sing 'n liedjie van anchor. Soos You are my anchor. You set my feet on solid ground. Hy sê nie gaan die see stil maak nie, hy sê hy gaan my anker wees. En daai liedjie het my so deurgedra, my so geraak, dat ek in bewondering was oor God en sy goedheid vir my. So mag daai 'n bemoediging vir jou wees, as jy deur 'n moeilike tyd gaan. Laat God vir jou 'n liedjie gee. En miskien is daar 'n liedjie wat ons gesing het. Miskien is daar 'n liedjie wat op jou hart is. Dit is so maklik om 'n liedjie te vind teësdae. Gaan net op YouTube, dink wat die liedjie se naam is, of dink die woorde wat jy kan sing, tik dit in en hy sal vir jou gee. Ask and you shall receive. Letterlik so. Maar kom by 'n plek waar God jou kan net vir jou in bewondering laat van sy goedheid en vir wie hy is. Wanneer laas was jy verstom en geskit gewees deur die teenwoordigheid van God? Wanneer laas het jy sy teenwoordigheid so gevoel, dat jy verstom gestaan? En jy weet nie wat om te sê nie, jy weet nie wat om te doen nie, maar jy voel net hierdie glorie van God wat op jou daal. Wanneer laas was jy geskit gewees tot jou fondasie toe, van hoe God jou lief het, en hoe God jou kan gebruik? Wanneer laas? Dink gou 'n bietjie. Wanneer laas het jy die teenwoordigheid van God so gevoel? Was dit tydens worship nou gewees? Was dit voor die tyd in jou stilte tyd? Was dit tyd in die kar gewees? Was gisteraand gewees? Die aand voor dit? Of was dit 5 jaar terug gewees? Leef jy nog steeds op die experience wat jy daar gehad het? My vriend, God wil vir jou elke dag iets nuuts gee. Hy wil vir jou elke dag 'n nuwe manier van hom gee vir jou. Maar ons moet dit soek. Ons moet dit soek. So, kom ons kom by 'n plek waar ons na God toe kom. Ander gelowiges, hulle dra beeldjies rond, né? So Hindus en die moslims, maar as baie ander gelowiges beeldjies het, hulle het oë, hulle het ore, hulle het 'n mond, hulle het alles, maar hulle dra dit rond. Jy wat lekker is, né? Ons God hoef ons nie rond te dra nie. Hy's in ons. En wat die lekkerste deel is, hy dra ons. God dra ons. Hy's 'n God wat kan hoor. Hy's 'n God wat kan sien. Hy's 'n God wat kan praat. Dit is ons God. Nie 'n beeldjie nie. Nie 'n standbeeldjie wat ons moet voorbid en wat ons in ons huise sit nie. Nee. God is lewendig en aktief. Hy's by ons. Hy's met jou, my vriend. So kom ons kom by 'n plek van ware aanbidding, dat ons hom al die eer kan gee en nie vir al hierdie goed in die wêreld nie. So ware aanbidding is 'n bewondering. Die tweede punt is 'n oorgawe. Ja. 'n oorgawe. Weet wat beteken oorgawe? 'n oorgawe. Ons gaan in 2 Samuel 6 'n bietjie lees. Ons praat 'n bietjie net oor Dawid 'n bietjie en hy's 'n man van worship. As ek vir iemand kan vertel van aanbidding, is dit Dawid gewees. Het hy baie goed verkeerd gedoen? Ja. Maar hy is nog steeds 'n man na God se hart. En hy het gewys hoe om te aanbid en hoe om 'n aanbidder te wees. So koning Dawid, die ark was weggevat. En toe die ark teruggekom het na die stad van Dawid toe, wie het voor hom gedans? Dawid. Dawid het voor die ark gedans, so hy ingekom het in die stad van Dawid in. Hy het nie omgegee van die mense nie. Hy was so bly, die Here se teenwoordigheid kom weer terug. Die Here se teenwoordigheid is in ons nou. So ons nog heeltyd dans. So kom dans hierdie nou, kom sit jy stil. Want die teenwoordigheid van God was daar gewees en het gejubel en het gejuig toe die ark ingekom het in die stad van Dawid in. 2 Samuel 6 vers 14, and David danced before the Lord with all his might. Yes. Met alles in hom. Ja, weet jy wat alles is? Wat is alles?
Dis alles. In Engels beteken dieselfde alles. En Sotho ook, alles. Xhosa, Zulu, alles is alles. Kom met alles wat jy het, my vriend. Hoekom wil jy terughou? As jy begin terughou, dink hoeveel meer kan dit wees as jy alles gee. Want God kan met 'n bietjie baie doen, né? Ons het laas 'n bietjie oor gepraat. Ja. Maar kom met alles. Kom met jou hele hart voor hom. Dans voor hom as jy alleen wil wees. Jy hoef nie voor mense te dans nie. Want baie mense het net linker voetjies. Ons kan nie dans nie. Ons trap vas op ons eie voete. Maar ons kom by 'n plek kom waar ons net soos voor die Here dans. Toe ek in Bethlehem gebly het vir rukkie, 2 jaar daar gebly, het ek baie keer alleen gevoel, want ek het niemand gehad nie, ek was alleen gewees, ek het daar gewerk, en ek het nie 'n huis gehad nie, my huis is hier gewees, nog altyd, ek kon nie 'n huis vind nie, want my huis is hier so gewees. En ek was baie keer in die aand was ek alleen gewees, en ek het so met God gepraat, en met hom gepleit, en met hom gehuil, en daar's baie keer wat ek net so voor hom gedans het. Julle weet nie, soos, ek het voor God gedans, ek het met hom gedans, ek is met God gewees in sy teenwoordigheid, en ek het soveel, peace ontvang, soveel vrede ontvang, en sê, hy Jesus, ek is met jou, ek het jou, my kind, ek het jou in die palm van my hand, nie worry nie, ek sal jou deurdra, ek sal jou help, ek sal met jou wees. Nie ophou met oorgawe God dien nie. Dawid het alles gegee toe hy vir God aanbid het, hy in oormaat, all his might het hy voor die ark gedans. En van al die mense, die eerste ene wat hom getuigtig het, of hom beledig het, of hom gekritiseer het, was sy vrou gewees. Dis, Dawid, jy kan nie dit doen nie. Wat kan die mense dink, jy is die koning, my jette. Dink net, so skaam myself hierso. Sy het seker verbygeloop en daar in die huis en weggekruip. Hoe kan jy jouself so verneder, Vlase? Hoe kan jy 'n grap wees vir die volk? Luister wat Dawid sê. Dawid sê in 2 Samuel 6 vers 21 en 22, David, I was dancing before the Lord. Yes, I am willing to look even more foolish than this, even to the humiliated in my own eyes. Dankie God. So hy sê, hierdie sê die begin. Dawid het nie omgegee nie. En hoekom gee jy om vir wat mense van jou gaan dink? As jy gaan jou worship om mense wat hulle gaan dink baseer, is dit nie ware aanbidding nie. Ware aanbidding is waar jy vergeet van alles rondom jou. As een keer in die jeug was daar 'n kind gewees, hy sê, hy kom na my toe en sê, Thies, hoekom dans jy so of lig jou hande so op by die Here? Jy lyk so snaaks. Ek sê, wel, ek dans vir die Here. Ek kan snaaks lyk soos ek wil. Dis vir die Here. En dit het vir hom baie geraak, want ek het omgegee wat mense vir my dink. En ek doen dit vir die Here. Wat Dawid hierso sê, I was dancing before the Lord. So kom ons kom met oorgawe na God toe. So baie van julle wat gesê, Thies, ek weet waarvan jy praat. Hy sê, ek is ook daarso, ek weet wat jy van praat. Wie is ook van julle wat sê, nee, ek gaan nie so dans nie. Ek gaan nie my hande opsteek nie. Ek is te skaam, jou stoeltjie wat so lekker, ek stewig is. Druk op, staan op kom, yes, hy is stewig, wie het die stoele gemaak? Julle weet wie julle is. Julle hou van, julle kyk hoe hy stoel, julle sit geloof in my stoele. En kyk hoe hy, sy stoel was net 'n bietjie stuk staal. Maar kom by 'n plek waar ons in oorgawe is. Ek kan nie vir jou meer sê van nie omgee wat mense dink nie. Sodra jy begin
worry oor wat mense dink van jou, het jy daai ding verloor van waarheid. Ons moet in waarheid kom, en dis in waarheid van, Here, hier's ek. Nie Pasani, Pietie of Jannie nie, hier's ek. Praat met my, gebruik my, hier's ek. En jy is in sy oë, God se oë, nie mense oë nie. Wat is jy in God se oë? Jy is God se kind. Jy is nuut gemaak. Jy is skoon gewas. Jy is you are a new creation. Dis wie jy is in God se oë. Nie wat mense opinies is nie. Maar God sien jou en sê, my kind, my kind. Weet jy, die oulikste ding is vir ons, as ons seentjie begin dans. My ons klein seentjie. Ons sit vir hom lekker worship musiek aan, sê vir hom, dans, teens dans. En wat doen hy? Hy maak net so. Dan kyk jy vir ons? Maak hy so. En weet jy wat 'n blydskap bring dit vir my hart? En om te sien, hierdie, aan spring hy so en hy val op sy boude. Ek gaan nie dit nou doen, jy gaan seer kry. Maar weet jy hoe oulik is dit? En weet jy hoe bly word my hart? En ek dink, Jesus, dis hoe die Vader se hart moet voel as ons worship. As ons so oorgawe kom na hom toe. En sê, Here, hier's ek. En oorgawe om hom te aanbid. En die derde punt wat ons gaan kyk is van aanbidding met intimiteit. Met intimiteit. Psalm 27 vers 4 sê ons, one thing I ask you for the Lord, this only do I seek, that I will dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. David was 'n koning gewees, en so weet David wie die geskryf het, hy is 'n goeie koning gewees. Ek of die Here enigiets gevra het, vir meer rykdom, vir meer wysheid, vir meer goed. Maar hy het een ding gevra, Here, ek soek die teenwoordigheid. Here, ek wil in die huis wees. I want to be in your presence, Lord. Is dit nie wat jou hart wil ook hê nie? Ja. Wil jou hart dit hê, my vriend? Wil jou hart dit hê, daai teenwoordigheid van God? Want dit is intimiteit wat dan kom. Wanneer ons in die plek kom van intimiteit met God, begin alles wat ons oor worry weg te gaan. Om dit mooi te illustreer, kan ek vir myself vra, en ek dink nie iemand ooit vir my gevra nie, maar ek vra dit maar, van hoekom het ek vir Elsie lief? Hoekom het ek my vrou lief? En ek kan vir julle klomp goed sê, ek hou van haar lag. Sy lag vir my, is hy die mooiste en oulikste ding. Sy het 'n baie skerp lag, wat baie hoog is. Haar smile, soos hy ek wil sê 'n sonstraal smile wat sy het, wat sy net soos my dag beter maak as sy vir my smaak. Ek hou van hoe baie sy met my praat, sy sê net vir my hoe sy trots op my is. Dus ek is lief vir dit wat sy doen vir my baie keer. Wat ek kan altyd vir haar dankie sê, maar ek sê vir haar dankie. Ek hou van die manier hoe sy verteens groot maak, hoe sy met hom speel. Ek dink baie keer vir myself, ek kan nie so speel met hom nie, ek gaan moeg raak. Maar sy dans met hom, en hoe hulle lag, as hulle twee saam lag, Jesus, het maak my hart so bly. Dit maak my hart so bly. En weet jy wat die lekkerste ding is? Ek hoef nie te gaan opsoek op Google nie, ek hoef nie navorsing te gaan doen nie, ek hoef nie 'n klas gaan loop vir haar nie. Hoekom? Want ek ken haar. Want ek ken haar. Ek ken my vrou. En nou, as ek haar ken, dan weet ek hoe sy is. Is baie van ons wat baie keer net sê van, ek weet van God. Ek weet wat hy gedoen, ek weet wat Jesus al gedoen het. Maar ken jy hom, my vriend? Ken jy vir God? Ken jy sy teenwoordigheid? Ken jy hom intiem? Dat jy hoef nie gaan soek wat ander mense sê nie. Dat jy by hom kan wees en sê, Here, U is goed vir my. U woord sê U is goed. Here, U het wel behaal my hart. Vader, U sê U gaan my nooit los of verlaat nie.
Die tyd wanneer dit moeilik gaan, wat moet jy doen? Die vyand kom met leuns, maar kom met die waarheid. Wat sê God? En hoe gaan jy weet, hoe weet jy wat God sê? Wel, daar's 'n Bybel. En hierdie Bybel sê alles wat ons nodig het vir hierdie lewe. En dis hoe ons die intimiteit kweek met God, is wanneer ons tyd spandeer in die woord van God. Nie net vinnig lees en 'n klaar kry en sê, ag, dis die dag. Nee, kom by 'n plek waar ek sê, Here, ek vat hierdie. Here, praat met my vandag deur hierdie. Geef my 'n belofte wat ek moet vat vir hierdie dag. Kom by 'n plek waar jy in 'n intieme tyd saam met God spandeer. Want hy soek jou hele hart, nie gedeeltelik. Hy soek jou hele hart. So wanneer jy God ken, jy sy intieme karakters ken, kom jy op 'n plek van sê, Here, hier is hy. Hier is hy. Ek worry nie meer, ek gee nie om nie. Hier is ek. Wat my hart is vir ons gemeente, is 'n aanbiddingskultuur. 'n aanbiddingskultuur van ons gee nie om van wat mense van ons dink nie, maar ons sal nog steeds happy clappies genoem word. Ons sal nog steeds ons hande in die lug optel. Ons sal nog steeds hande klap, want ons dien 'n God wat vir ons soveel al gedoen het, en die minste wat ons kan doen, is ons hande opsteek, vir hom hande kan klap, en met ons hele hart om te aanbid. Ek bid vir jou vir 'n leefstyl van aanbidding. Nie net vir Sondag nie, maar vir elke dag. Ek wil mense hê moet passievol aanbid, passievol die Here ook dien. Hulle moet vroeg hier opdaag, tyd spandeer met God in sy teenwoordigheid, wanneer die band oefen, of wanneer daar musiek net is, of daar net stilte is, hulle sal kom en sê, Here, hier is ek nou, praat met my nou, hier is ek, Here, praat met my. Ek wil sien hoe mense deur die week opgewonde raak van wat God vir hulle gedoen het. En hulle kan nie wag om by 'n plek te wees waar hulle net van mense kan vertel wat God vir hulle gedoen het nie. Om saam met gelowiges te wees beteken nie net van ons moet sit op ons eie nie, maar nee, het jy gehoor? Ari, het jy gehoor wat God vir my gedoen het vandag? Hy is so wonderlik, hy is so goed vir my. Of dan die Fransie, het hy die Fransie gehoor? Het hy gehoor wat God vir my gedoen het? Ek wil hê ons moet 'n hart van aanbidding kry, mense. Dat ons God kan aanbid wat hom toe moet kom. Met passie. Ons gaan nou weer 'n liedjie sing. En ek wil hê jy moet regtig jou hart regmaak vir aanbidding. Regmaak om met God te connect. As jy agterkom, ons net 3 liedjies gesing en die laaste verlos vir nou. So jy gaan nie vinnig uitgaan nie. Jy gaan tyd maak nou om te connect met hom. Jy gaan tyd maak nou om by hom uit te kom. So hoe aanbid jy? As jy net hierdie 3 goeders kan onthou, hoe om te aanbid, hierdie 3 punte is van 'n bewondering vir God te aanbid. Om in oorgawe te aanbid. En ook in 'n team te kan aanbid. Psalm 141, vers 1-2. Accept my praise as an incense offering to you, and my upraised hands as an evening offering. Mag ons hande optel. Ek dink dit laas is Desember maand gesê, daar's 2 goeders wat gebeur as jou hande optel. Dis van oorwinning en oorgee. As jy span wen, is jy gelukkig, jy steek jou hande op. Wanneer 'n man kom met 'n geweer en hy sê soek jou geld, steek jou hande op. Maar in Christendom beteken dit al twee op dieselfde tyd. Dit beteken oorwinning en oorgee. Oorwinning
en oorgee. Oorwinning en oorgee. En dit is wat dit beteken. So kom, staan saam met my asseblief. Almal staan. Maak net op hierdie oomblik net die oë toe nou. Vergeet nou vir mense rondom jou. Vergeet daai stoel wat voor jou staan. En die geloof probeer om uit te oefen nou. Jy kan later 'n bietjie geloof om uit te oefen. Maar fokus net nou op God. Fokus nou op hom. Wat 'n daad het hy vir jou gedoen wat jou so bewonder, wat jou so in awe sit van sy glorie, van sy mag, van sy heerlikheid. Wat 'n stap moet jy vandag neem om in oorgawe te gaan? Om in oorgawe hom te aanbid met gees en in waarheid. Die laaste een is van hoe gaan jy intiem nou raak met hom? Hoe gaan jy fokus op hom en hom alleen? Want die intimiteit beteken jy vergeet van al die ander rondom jou, die ander goed wat rondom jou is en jy fokus op een ding. So waar jy nou is, en die oë is toe en is gesluit, stem ek vir al die ligte afsit asseblief. Nie bang wees vir die donker nie, die Here is met jou, hy is die lig. Ons gaan nou 'n liedjie sing, en ek wil hê jy moet regtig in hierdie tyd van I surrender, Here ek gee alles oor, ongeag van wat mense vir my dink, Here gaan ek alles oorgee vandag. Vandag is die dag wat ek die beginpunt gaan neem. I will do the small step, but do not despise the small beginnings. Vat daai eerste stapie en God kan jou die volgende stap toe vat. So dankie Stefan. Sê was die liedjie speel. Waar jy sluit nie die oë, so Here, waar ons hier so is, Vader, as gemeente, as familie, Here says we surrender, Lord, we give all to you, and Lord, we thank you that we will become true worshippers, Lord, that we will be the worship you in spirit and in truth, Lord, that you are seeking for just such people. Here, mag ons in hierdie week ingaan van 'n hart van aanbidding. Here, maak nie saak van wat die wêreld, die vyand teen ons gooi nie. Here, ons sal nog steeds daar staan en sê, my God is goed, my God is almagtig en my God is met my. Daar's 'n liedjie in my hart wat opspring en Here, ek sal dit sing tot u glorie. As jy voel vandag, jy is 'n bietjie neergedruk en jy voel dat jy nie meer aan kan gaan nie, wil ek jou bemoedig om 'n liedjie te soek. En sê, Here, help my om 'n liedjie te soek. En ek wil ook elkeen uitdaag om 'n liedjie vir iemand te stuur. Al is 'n ou koortjie, 'n nuwe koortjie, 'n nuwe liedjie, 'n ou liedjie, stuur een in Afrikaans, Engels, stuur 'n liedjie vir iemand in hierdie week. Wat hulle sal bemoedig en besterk, laat ons mekaar kan opdra in aanbidding in. For Lord, we will become true worshippers in your name, alone. We surrender all, Lord. Vader, wanneer ons nader aan U kom, sal U tot ons nader. So Vader, mag ons die eerste stap neem. En ons sê weer dankie vir die oomblik wat ons gehad het. Om ons nog steeds het in die teenwoordigheid. Want U teenwoordigheid is met ons. En so kan ons dit dra, Vader, in hierdie wêreld. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. En almal sê? Amen. 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 So mag jy 'n geseënde week hê. Mag jy 'n hart van aanbidding hê en mag ons uitgaan en hierdie wêreld verander. Amen.